Goeiedag gemeente, is Johan Willems. Ek gee vir julle 'n tweede aflewering van my waarnemings by die Vrystaatse Synode. Hierheen wil ek graag 'n bietjie praat oor die aanbiedings wat daar gedoen is, wat vir my nogal redelik sinvol was en ek graag met julle wil deel. Dit is ook op skrif as julle dit wil lees. Nou die hele synode, die 4 dae is aangevul met aanbiedings wat gehelp het om die gesprekke 'n bietjie regte atmosfeer te skep. En dit is moeilik om reg te laat geskied aan die boodskappe, maar kom ek probeer. Die eerste was Dr. Connie Burger en sy tema is: wie is God? En hy het begin om te sê, leef God, dis die kern, dis waaroor dit gaan. Sy vraag is dan ook, wat is daar wat net die kerk vir jou kan gee? Dit hy ook gesê, praat met mense oor God, die Bybel is geskryf om ons van God te vertel. Dan het hy die vraag, watter God? En hy lê baie klam daarop. Die drie-enige God, die God Vader in die Ou Testament, Jesus die Seun van God in die Nuwe Testament en die Heilige Gees soos in Handelinge verder. So hy sê al drie, hy noem dit verhale is belangrik, maar vorm 'n eenheid. Onthou, dis baie historiese eeue ou geskrifte vir ons as Christene. En dis die Nuwe Testament is vir ons belangrik want dit gaan oor die opstanding en dit is anders as die Jode wat die Ou Testament aan vashou. Dan as God Jesus is, wat vertel ons? Hy sê God is groot, maar ook persoonlik by elkeen. God is een, maar ook drie. En hy sê, hoekom dit in drie is, dit sê vir ons, dit bring by mekaar. En God het sy seun vir ons gegee, met pyn en uit liefde uit. So hy sê, God is betrokke by elkeen van ons. En dan sê hy ook, God is die bron van die lewende water, en Jesus is die bron van die lewende water vir ons oopgemaak en die Heilige Gees om ons te help om die lewende water uit te dra. Julle sal onthou die tema van die synode is lewende water en ook 'n baie mooi lied. Daar was al verskeie aanbiedings en gesprekke rondom die identiteit en die roeping van die kerk. Ek probeer dit vir julle saamvat. Die kerk bestaan nie primêr vir sy lede nie, dit is nie daarom na binne te rig nie. En dan soort van bou mekaar op binne die kerk, maar met die doel om die roeping van gestuurdheid uit te leef. Dan is daar ook gesê, indien 'n gemeente net na binne gerig is, sal sy bestaan al hoe moeiliker word. Ek sal die volgende aanbieding vir julle 'n paar statistieke gee. Die feit is, die NG Kerk in die Vrystaat krimp, die getalle blankes in die Vrystaat krimp, so dis 'n hele proses wat aan die gang is. Dan verskeie aanbiedings is gedoen oor gemeentes, en veral wat hulle doen, die klein plattelandse gemeentes. Daar is ook, hulle praat van klein gemeentes trap diep spore. Daar was baie voorbeelde vir my, te veel om op te noem. Skole, daar is 'n persoon wat 'n skolebediening doen in hulle gemeente omgewing. Hy het toegang gekry tot die skole, omdat godsdienst nie meer by die skole regtig is nie. Beheerse vir skoolkinders, Bybelprogramme en te veel om op te noem. Dit het my getref hoe diep die betrokke gemeentes betrokke is in hulle gemeenskappe. En weer eens, dit gaan nie ter wille van jouself te bestaan nie, maar om die evangelie uit te leef. Stroom van lewende water, hy sê, ons moet dink aan 'n dam, ons moet dit nie opdam vir onsself nie. Nou, dis natuurlik 'n groot uitdaging. En dit val aan by Dr. Jaco Strydom, hy was al hier by ons met Pinkster. En hy is natuurlik, hy het baie sterk standpunte en hy leef vir wat hy sê. Hy sê die kerk bestaan nie net uit Afrikaanse Christene nie, inteendeel. Jesus het sy disippels uitgestuur na alle nasies en volke om hulle te bekeer. So sy vraag is, wat is die belangrikste om op te fokus? Ons moet daarop fokus, wat is die boodskap, waarvoor is die disippels uitgestuur? En dan het hy so 2 opmerkings gemaak wat my ook getref het. Moet nie klein sake kernsaak maak nie. En dan ook praat hy van die briektrappers. Nie 'n briektrapper wees nie. Dit is sommer so tong in die kies. Hy waarsku ook ernstig hoe ons met die armes omgaan en hoe ons mense versorg. En dan verwys hy baie na Jesus se liefde en barmhartigheid aan nie Christene nie. En dan sê hy ook, gemeente se begroting moet wys waarop hy fokus. So, laastens meet jou Christen wees aan Jesus se lewe en leef die evangelie. Ek sal die volgende aflewering vir julle 'n bietjie meer teruggee oor die besluite wat geneem is. Dankie, geniet die dag, Johan Willems.